Geliefdes, tot 'n groot skok vir myself het ek besef dat ek nie vir die besoekers groet vanoggend toe ons begin het met die erediens nie. Maar soos praktyk sê ek maar vir die besoekers ook dat ons besig is met 'n preekreeks. So vir die besoekers wat vanoggend hierso by ons is, baie welkom. Maar ook vir die besoekers, ons is besig met 'n preekreeks tans in die boek van Openbaring uit. Ons is nou in week 14 van die reeks. En dit is ook so mooi hoe ons sien elke keer is daar steeds 'n element wat van toepassing is, of dit nou op opstanding Sondag is, of hemelvaart is, of selfs vanoggend wanneer ons hoor hoe iemand sy belydenis aflê. So ons lees saam in Openbaring 6 vers 12 tot 17. Ons fokusvers is vers 17 wat ek sal herhaal aan die einde. En ons lees saam daar van die 6de seël wat ook gebreek word. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind gerig word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word en al die berge en die eilande is uit hulle plek geskud. Die konings van die aarde, die hoofamptenare, die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vrye, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal staande kan bly. Ons fokus vers 17, die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal staande kan bly. Ons thema hieruit, wanneer die oordeelsdag aanbreek, geliefdes, sal ons wat in God glo, deur Christus vergewe is, deur sy bloed, staande kan bly. Dis deel van ons preekreeks met die tema, kerk, moenie lê soos een wat dood is nie. Soos ons ook lees in Openbaring 1, waar Johannes vooroor geval het en gelê soos een wat dood is. Geliefdes, stel jouself voor, jy is in 'n hof. Nou, nie almal van ons was al in 'n hof gewees. Ons het 'n prentjie van 'n hof, of ons dink aan die ou raadsaal wat daar is in Pretoria, of die Paleis van Justisie wat ons al gesien het op prentjies, of ons dink aan 'n prentjie wat ons sien in 'n televisiereeks, of in 'n film. Dit is die beeld wat ons baie keer het van 'n hof. Maar nou dink en verbeel jouself jy is in hierdie hof. En die regter wat voor jou staan, het alle bewysstukke. Alles het hy. Hy het die bewyse, hy het die getuienisse, hy het alles so, hy weet alles en hy verstaan alles. En kom ons maak die pap 'n bietjie dik aan en sê hy het alle wyse bepaal. So voor hierdie regter staan ons eintlik nie 'n kans nie. Ons het ook nie eens 'n advokaat nie. Nou wat nou? Dit is 'n ongemaklike vraag wanneer jy so staan en wonder, maar gaan ek vrygespreek word as hierdie regter nou uiteindelik vir my sê ek is skuldig? Gaan ek vrygespreek word waar hy dan vir my sê ek is onskuldig? Maar dit is die tipe ongemaklike vraag waarvoor ons vanoggend ook te staan kom in Openbaring 6 vers 17. Nadat die 6de seël oopgemaak is, sien ons dat berge verskuif, die hemel is opgerol. Nadat die konings en die generale in die grotte weggekruip het, kom hierdie vraag: wie sal staande bly? En dit is nie 'n vraag waarop ons noodwendig 'n teologiese antwoord wil hê nie, maar dit is 'n vraag wat daadwerklik tot in die diepste van ons harte moet kom. Wie gaan staande bly as die oordeelsdag van die Here kom? Die oomblik wanneer ons terugdink aan ons eie belydenis, toe ons belydenis afgelê het van geloof, of daar waar ons nog in belydensklas is en weet ons gaan een van die dae ons belydenis aflê, dan sê ons met 'n belydenis dat ek vind nie myself, my saligheid in myself nie,
my redding in myself nie, maar in God, in Christus. Ek bely my geloof in Christus. So wanneer ons dit sê, wat beteken dit eintlik? Beteken dit dat ek nou staat maak op my opvoeding, dat ek staat maak op my goeie en mooi bedoelings, ek het vanmôre die koffieketel aangesit daar in die saal vir die koffie. Of is dit my goeie bedoelings, omdat ek nou vanoggend seker gemaak het die blare voor die kerk is weggevee? Of is dit omdat ek betrokke is by die kerk? Wat gaan my staande laat bly? Wanneer die vraag kom oor die oordeelsdag. En dit gee aanleiding tot die 3 vrae wat ons in die prediking vandag maak kyk. Wat gebeur wanneer God die raadsplan finaal afhandel? Tweedens, waarheen vlug hierdie mense? En derdens, wie sal staande bly? Nou as ons terug onthou, ons is nou in week 14 van die reeks oor rondom Openbaring, maar as ons nou 'n bietjie paar weke terug onthou, dan onthou ons het gepraat op 'n stadium dat daar keizerverering plaasgevind het, daar waar hierdie 7 gemeentes was vir wie Johannes die brief geskryf het. So daar's keizerverering en die mense sê dat die keizer is Here. Hy is God. Daar's niemand anders nie. Hy is die enigste. So daar's keizerverering wat plaasvind en die oomblik as jy dit nie doen nie, dan het hulle jou begin uitwerk. Hulle het begin nie met jou besigheid doen nie, hulle het nie sosiaal met jou verkeer nie. En dit is, dan word jy uitgesluit. En dit is die konteks waar binne hierdie mense geleef het. Nou wanneer ons dit in gedagte hou, dan raak dit nou moeiliker as jy jou geloof moet bely, as jy weet, dit gaan waarskynlik finansiële implikasies vir my hê. Of dit gaan beteken dat ek waarskynlik vervolg word. Of dit beteken dat ek eenkant toe geskuif word in die samelewing. En nou sien ons hier, ons het op Hemelvaart gesien, dat daar's martelaars wat onder die altaar was in die hemel. En hierdie martelaars was dan die wat gesterf het, omdat hulle ook hulle geloof openlik bely en die waarheid aangegaan het. Die beeld wat Johannes dan nou hier gee, is 'n beeld om te sê, dat die oordeel van God kom beslis. Dit gaan kom. Punt. Dubbelpunt, punt. Dit kom. En dit is nie 'n nuwe gedagte hierdie. So terwyl ons weet dat die dag van die Here kom, moet ons opstaan vir ons geloof, onophoudelik, sonder om skaam te kry. Elke dag. Hierdie dag van die Here is 'n beeld of 'n stelling wat al gemaak is van die Ou Testament af. Ons sien in Joël waar hy praat, en hy skryf, die son en die maan word donker, want die dag van die Here is groot en baie verskriklik. En wie kan dit verduur? Ons sien Jesaja praat ook daaroor in Jesaja 34, waar hy praat van hoe die hemel opgerol gaan word, soos 'n boekrol. Hosea 10 vers 8 praat juis van die woorde van vers 16 ook. So hierdie dag van die Here is 'n dag wat al vir baie eeue verwag word. Dit kom, dit sal daar wees. En dit is juis die punt. Dit is nie 'n nuwe plan van die Here. Die Here het nie nou net 'n nuwe plan begin beraam. Dit is nog altyd daar. En deur hierdie plan sê hy, omdat hierdie plan amper so oud is soos tyd, dat ek is heilig, ek is regverdig, en die oordeel kom. En wanneer hierdie oordeel kom, sien ons hierdie wonderlike beelde in die Openbaring 6 vers 12 tot 17. Waar die skepping besig is om te reageer op die Here. Die skepping sidder selfs voor die Here. Ek het gesien toe die lam die 6ste seël oopmaak, daar was 'n groot aardbewing, die son het swart geword soos rou klere en die maan het soos bloed geword. Geliefdes, in 2 verse is daar 6 groot kosmiese gebeure wat plaasvind. Daar's aardbewing, die son word swart, die maan word bloed, sterre val op die aarde neer soos vye. Die hemel word opgerol. Dit is alles beelde wat ons nie regtig kan insien nie. Soos wat gebeur as die hemel opgerol word? Hoe laat ons weet? En dan dink ons terug aan 3 hoofstukke terug in die boek Openbaring, waar ons die troonkamer van die Here gesien het. Dit is wat ons gaan sien wanneer die hemel opgerol word. Maar die punt bly hier, dat die hele skepping, alles reageer wanneer die Here teenwoordig is, wanneer die Here praat, wanneer die Here se plan uitgevoer word.
Alles reageer. Die aarde beweeg, dit skud, die hemel word opgerol. En dit klink soos totale chaos. Heeltemal. Hier word die hemel opgerol, dis aardbewings, die geboue val in mekaar en wat is die een ding wat staande bly? Is die troon van God. En uit die troon uit ook die toring. Vers 16. Voor die gesig van hom wat op die troon sit. Die troon is die sentrale punt wat onwankelbaar is in dit alles. In die totale chaos is die troon, is God, standvastig. Elke aardbewing, elke verskywing, elke gebeurtenis deel van die soewereine plan van die Here. Dit is nie 'n ongeluk dat die hemel opgerol word nie. Dit is deel van die laaste dae wanneer of die laaste oomblikke waar die oordeel van God voltrek word. En dit is 'n baie belangrike boodskap wat Johannes dan uiteindelik ook vir die 7 gemeentes moes bring. Want onthou, marteling, uitgeworpenis. As ek sê ek eer nie die keiser nie, dan word ek uitgeskuif. So wanneer die hulle dan gemartel word, hoe wonderlik is dit dat hulle hierdie boodskap het, dat Christus en God steeds standvastig is, en die Heilige Gees steeds deur hulle werk. En dit is 'n wonderlike boodskap vir gelowiges onder vervolging, onder druk. Die boodskap is kristalhelder. Die Here en sy raadsplan en die dag van die Here en die oordeel staan vas. Dit kom. En hier lê die eerste anker wanneer ons kyk na die belydenis van geloof. Jy bely nie, ek glo in God met mag. Ek bely, ek glo in God wat alle mag het. Elke deel van die mag wat enigstens kan bestaan, behoort aan God. Hy is almagtig. En dit is in hom wat ek my geloof bely, my vertroue plaas. Hy is die vaste anker wanneer alles beweeg, wanneer alles onstabiel raak en totale chaos is. Hoe wonderlik is dit om dit te besef. Maar ons besef, daar is uiteindelik ook mense wat nie in verhouding tot God staan nie. Die ongelowiges, die wat die bekeer van hulle sondes nie. Vers 15 en 16, die konings van die aarde, die hoë amptenare en die opperbevelhebers, die rykes en die magtiges en die slawe en elke vrye mens het hulle in grotte en tussen die rotse van die berge wegsteek. Die Here se oordeel is op pad. En wat doen hierdie mense? Hulle kruip weg. Hulle kruip weg omdat hulle bang is, omdat hulle vrees het vir wie God is. In 2 verse weer eens, 7 verskillende tipes mense. Die konings, die hoë amptenare, die opperbevelhebers, die rykes, die magtiges, die slawe, die vrye mense. 7. 'n bewuste voltooiheidspatroon wat die Here hier ook duidelik maak. Elke deel, die geheel van die mensdom, almal wat nie God ken nie, wat nie uitgekies is deur hom nie, wat volhard en hardnekkig in sonde, gaan probeer wegkry wanneer die oordeel van die Here is daar is. En hierdie boodskap van vlug en wegkry getuig van nog iets, waarop daardie mense staat maak. Die generaal wat staat maak op sy leer wat hom sal beskerm, die ryke wat staat maak op sy goud wat hom sal deurdra, die politikus wat staat maak op 'n netwerk van mense wat hy kan manipuleer tot sy sin. Maar die plekke om te vlug is nie plekke waar die Here nie sal kom nie. Hy sal wel kom. Maar selfs hier in Openbaring sien ons iets wat reeds in Genesis plaasvind, waaroor ons laasweek met die doop gepraat het. Om te vlug is ook baie menslik. Want Adam en Eva het ook gevlug, toe hulle besef hulle is sondig. Vlug, verberg
onttrek, is bang vir die teenwoordigheid van die Here. Maar hier sien ons dan uiteindelik ook die groot, kom ons sê, die paradoks. Terselfdertyd die hart van die evangelie. Want ons sien die Christus wat op die troon sit, en dit is waar ons vashou. Maar dan sien ons ook die regverdigheid van wie hy is, sy liefde, sy genade, sy regverdigheid en sy toorn. Vir die vervolgde gelowiges in Klein-Asië was dit 'n lewensnoodsaaklike boodskap. Die Here, die Almagtige, hy gee om vir jou. Hy kyk vir jou, hy sien jou. Hy beskerm en bewaar jou. So daar waar jy sê die keiser is nie God nie, sal die ware God jou uiteindelik red. Vanoggend het ons die geleentheid om te sien hoe Wian sy geloof openlik onbely vir die gemeente. Maar elkeen van ons wat ook geloof al bely het voor die gemeente dit gaan oor ons ook. Dit gaan nie net oor Wian vanoggend wat hier kom staan. Maar dit herinner ons vir my en jou ook om te sê, waarop maak ek staat? Soos daardie generaals wat staat maak op hulle leer, of daardie rykes wat staat maak op hulle goud, maak ons staat soos hulle op ander dinge of op God? Gaan ek wegkruip in God se teenwoordigheid? Of gaan ek by die Here wees in verhouding? En dan sien ons in vers 17, want die groot dag van hulle toorn het gekom. Hulle natuurlik verwys na God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar nou eindig hoofstuk 6 af met 'n retoriese vraag. Wie kan staande bly? Want onthou nou, dit is nou almal wat wegkruip en bang is vir die oordeel van die Here. Dit is hulle wat sê, maar wie kan voor die Here staan? In die Grieks is dit belangrik dat ons iets oplet wat 'n bietjie ontbreek in ons Afrikaanse vertaling. Wanneer ons die sinsnede direk vertaal, staan daar, wie is in staat om te laat staande bly? Wie sal my kan laat staande bly? Dit is 'n passiewe vorm. Dis nie iets wat ek doen nie, dis nie ek wat staande bly nie. Dis wie is die een wat my laat staande bly? Dis in 'n passiewe vorm geskryf. So jy doen niks daaraan. Dis iemand wat dit namens jou doen. Dit is so wonderlik om dan te besef, dit is Christus. Dis juist Christus wat ons staande laat bly. So die vraag wanneer Johannes dit so stel, dat dit amper retories klink, dui uiteindelik daarop dat God in beheer is en hy sal jou laat staan. In Johannes 16 vers 8 het Jesus ook gesê, dat die Gees sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dit is uiteindelik ook presies wat nou hier plaasvind in vers 17. Die Gees is die een wat ook uiteindelik hierdie realiteit van Openbaring 6 vers 12 tot 17 in ons harte tuisbring. Sodat ons ook verseker kan wees dat in spite van alles wat in die wêreld plaasvind, dat ons kan staande bly in Christus, want hy is die een wat ons laat staan. Openbaring 6 vers 17 is 'n teks wat ons oproep om weer te kyk na Christus. Dit is 'n teks om vir ons te herinner aan ons eie belydenis. En ook die belydenis wat ons in die toekoms kan doen as ons nog nie ons belydenis gedoen het. Die eerste ding wat ons hier sien, is dat ons moet bely dat God ons alles is. Nie menslike sekuriteit nie, nie status of waar ek aansien het nie. Want as ons van staat maak op ons rykdom, steun ons nie op die Here nie. Wanneer ons van staat maak op ons kerklike betrokkenheid, steun ons nie op die Here nie. En dan kan ons nie staande bly nie. Wanneer ons van staat maak op die goeie naam wat ons het en die reputasie, gaan ons nie staande bly nie. Al wanneer ons van staande bly as Christus gedoen het wat hy gedoen het vir ons, aan die kruis, en hy het. Dit is volbring, dit is voltooid. Die tweede ding is dat ons daadwerklik moet besef, ons vertroue kan in niks wees behalwe Christus.
En dit alles begin wanneer ek die openlike geloofsbelijdenis maak en sê dat ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Wanneer ons so openlik dit kan sê, sonder vrees vir vervolging, dan sal ons ook uiteindelik staande kan bly. So geliefdes, wie kan staande bly? Die wat skuil by die Allerhoogste. Die wat alleen vertrou op God. Die wat skoon gewas is deur die bloed van Christus, waar die offer finaal gebring is vir sy kinders, vir sy kerk, vir my en jou. Mag ons in hierdie sekerheid lewe. Elke dag ons geloof bely, nie net op Sondag, maar dat dit hierdie week, elke week inloop, prakties word in ons eie lewens, sodat ons uiteindelik ook eendag sonder vrees of bewering voor die troon, waarvan die toring sal kom, kan staan.